Goeiedag en hartelijk welkom hier bij Rechtheid met Robinson op Litnet. Die land stuur op 'n grondwetlike krisis af wat die regering van nasionale eenheid in duie kan laat stort. Dis die gevolg van die ANC-kant van die regering se optrede om te bly klou aan die wysigingswet op onbillike indiensneming en arbeid, al bestaan ernstige meningsverskille daaroor. Die DA se voorsitter van sy federale raad, Helen Zille, het die stryd tot in die konstitusionele hof gevoer om wat sy noem drakoniese rasteikens in die werksplek te verwyder. Ons gas is Willie Oukamp, parlementslid van die DA. Willie, jy was self in die hof gewees. Wat het gebeur? Môre Freek, baie dankie vir die geleentheid. Freek, ja, ons het reeds 2 jaar terug hierdie saak aanhangig gemaak. So dis nie 'n ding wat nou gekom het nie. Hierdie wet is 2 jaar terug deur die vorige parlement deurgestem. En die hof se datum het ons nou gekry en dit was toe nou gister gewees. Daar is uiteraard baie belangstelling oor hierdie saak. Daar's baie beskuldigings wat ons hoor rakende hierdie saak. Beskuldigings van antitransformasie ensovoorts. Ek neem aan ons sal later in ons gesprek 'n bietjie daarby uitkom. Ons senior advokaat Ismail Jamie het gister hierdie saak vir ons gestel en ek dink hy het hom uitstekend van sy taak gekwyt. Die lank en die kort hiervan is dat artikel 15.2 van die wysigingswet op gelyke indiensneming gee breedvoerige magte aan die minister om teikens te stel vir sektore wat werklikbaar grens indien nie oorskrydend is van drakonies wees nie, Freek. Jy kan nie daardie hoeveelheid magte in 'n minister se hande sit nie. Ons het gesien byvoorbeeld met die hele BTW kwessie dat een persoon wat soveel mag in sy hande het, is net nie gesond nie. En hier het die minister nou daardie magte. Ja, die wet sê sy moet konsulteer en daar moet gesprekke plaasvind, maar sy is nie gebonde aan enige van die voorstelle wat sy kry in daai gesprekke nie. So die DA het hierdie wysigingswet op gelyke indiensneming teengestaan. Ons glo dat dit is raskwotas en dat dit beslis nie gaan bydra tot ekonomiese groei en werkskeping nie. Trouwens, ons is van mening dat dit gaan ons terugsit op die pad van herstel en regstelling wat ons wil probeer bereik en werkskeping wat ons moet bereik. Net so vinnig verduidelik vir ons, wat is die verskil tussen raskwotas en teikens? Daar's 'n baie dun fyn lyn en dit is wat ons advokaat se gesprek was gister. Die wet en die regulasies praat van teikens. Maar die oomblik as daardie teikens so eng toegepas word en so 'n breë beskrywing het. Nou dis belangrik dat ons daarop let. 'n Eng toepassing maar 'n breë beskrywing. Die breë beskrywing gee hierdie legio van magte aan die minister. En dan kom die eng toepassingsgedeelte waar sy dit kan op 'n spesifieke area toepas. Om 'n praktiese voorbeeld vir jou te gee. As jy 'n nasionale geografiese demografie vat van ons land en hoeveel mense ons het, en jy gaan pas dit toe op 'n gespesifiseerde area, kom ons sê byvoorbeeld soos KwaZulu-Natal, dan gaan dit gebeur, en dit is die harde feite op die tafel, dat indien 'n maatskappy meer as 50 werknemers het, daardie maatskappy nie enige Indeër mense in KwaZulu-Natal verder kan aanstel nie, want in KwaZulu-Natal is daar baie Indeërs en baie van hulle het werk, so hulle gaan reeds bo die teiken wees van die nasionale geografiese uiteensetting. So die oomblik as jy dit doen, dan praat jy van nie meer 'n rasteiken nie, maar 'n raskwota, en die grondwetlike hof het hom baie duidelik uitgespreek in die verlede reeds, dat raskwotas is ongrondwetlik. En dit is ons mening, is dat hierdie gaan beslis lei tot raskwotas, en ons moet dit keer. Die feit is ook, en dit is wat die minister se prokureurs en advokaat gister geargumenteer het, is die feit dat sy gaan dit nie noodwendig doen nie. Die punt is, hierdie wet verleen aan die magtiging om dit te kan doen. So die verskil tussen kan doen en gaan doen is nie regtig vir my ter sake nie. As iemand die mag het, dan moet daar die mag beperk word. En as hy sê sy gaan dit nie doen nie, hoekom dan enigstens daardie mag wil hê? Dit is interessant, ek kan sommer net vinnig 'n staaltjie vertel. So 'n paar jaar gelede, maar dit is langer as 2 jaar gelede, want die ding kom eintlik verder in die gesprekke daaroor. Maar so 10 jaar gelede omtrent het ek 'n onderhoud gedoen met Jimmy Manyi, wat destyds ek dink die direkteur-generaal was van arbeid. En hy het gesê dat die Weskaap is oorbevolk met breinmense
Hulle moet 'n bietjie gaan trek na ander dele toe van die land. So groot trek lyk my kan net chaos veroorsaak. Vreek, as my so luister na daardie uitlatings wat hulle maak, dan sidder 'n mens om te dink hoe word menseregte vertrap. 'n Mensereg om te kan besluit waar jy wil woon. Ons het mos nou nie meer apartheid nie. Ons het dit afgebreek en ons moet kan aanstap. Die inherente doel volgens die departement en die minister en die president met betrekking tot hierdie wet is, soos hulle dit stel, om redress, herstelling te laat plaasvind. Nou, dit moet plaasvind. Vreek, apartheid was verkeerd. Daar is soveel dinge wat ons geërf het uit apartheid uit, wat 'n nalatenskap van swaar kry vir 'n klomp mense het. En daardie dinge moet reggestel word. Maar ons kan nie dit gaan regstel. Dit wat deur rassewette veroorsaak is, en deur daardie die verkeerd van rassewette, nou met nog 'n verkeerd weer van drakoniese rassewette, gaan regstel en verwag dat ons die probleem gaan oplos nie. As ons kyk na wat in die laaste 20 jaar gebeur het die werkloosheidssyfer het gestyg van 26% op die uitgebreide metode na 42% toe. Van 2008 af. In 2008 het ons 5,5 miljoen werklose mense in die land gehad. Laas jaar het dit meer as verdubbel, wel in daardie tyd tot en met laas jaar, het dit meer as verdubbel na 11,1 miljoen toe. So die vraag wat gevra moet word is die herstelling wat moet plaasvind, word dit op die regte metode toegepas? En as jy kyk na die historiese feite op die tafel, dan is dit beslis nie die geval nie. So wat is die antwoord hierop? En dit is wat die DA probeer voorstel. Die antwoord is beslis nie om die privaat sektor onder druk te plaas nie. Dit gaan nie hierdie probleem aanspreek nie, dit gaan hierdie probleem groter maak. Wat is die verskil tussen hierdie huidige maatreël wat voor die hof dien teenoor verlede jaar? In die verlede kon sektore self besluit wat is hulle teikens. Met ander woorde, die privaat sektor in 'n sekere area of in 'n sekere bedryf, kom ons sê argumentsgeval by die staalbedryf of die mynbedryf met betrekking tot oopgroefmyne, wat ook al die geval was, daardie mense het sektore en hulle kon self besluit. Nou is daardie besluitnemingsbevoegdheid uit hulle hande geneem en die minister neem besluite wat sy dan op hulle afdwing, en indien jy nie daaraan voldoen nie, is daar ongelooflike boetes. Die boete wat jy kan kry, Vreek, is 10% van jou omset, nie van jou wins nie, van jou omset. Nou kom ek sê vir jou, ek is self 'n besigheidsman, ek en die meeste mense daar buite maak nie 'n wins van 10% van jou omset nie. As jy dit reg kry om dit te doen, het jy 'n uitstekende gesonde besigheid. Met ander woorde, dis weer eens nog 'n drakoniese maatreël wat die stokmetode is om te slaan. Ek glo dat ons moet begin om die wortelmetode wat voor die neus hang te gebruik, en dit is om die privaat sektor te bevoordeel en om in staat te stel, eerstens om ekonomies te kan groei, om werk te kan skep, maar tweedens om hom te beloon indien hy sy teikens wat hy kan bereik, dan bereik. Ons moet die privaat sektor in staat stel om werk te skep. Daar word verkeerdelik gedink dat dit die regering se verantwoordelikheid is om werk te skep. Dit is nie. Dit is die regering se verantwoordelikheid om 'n klimaat te skep waarin die privaat sektor kan floreer. Dit is jou klein en medium sake besighede wat by verre die meeste hoeveelheid werk in hierdie land kan skep, en dit is statisties oor die wêreld ook so. Nou sit ons egter met 'n probleem. Ons verwag van medium maatskappye om te groei. Nou kom maatskappy ABC en hy sê, wel, ek het nou 45 werknemers. Ek hoef nie aan hierdie drakoniese vereistes te voldoen nie. Ek het uitbreidingspotensiaal, maar weet jy wat, ek is nie lus daarvoor nie. Ek wil nie my maatskappy uitbrei en nog 2 bakkies aankoop en 'n paar drywers aanstel of wat ook al die geval mag wees, en dan oor 50 werknemers het en aan hierdie vereistes moet voldoen nie. Met ander woorde, hierdie staan in die pad van ekonomiese groei, daardie maatskappy gaan nie groei nie, dit staan in die pad van werkskepping, want daardie maatskappy gaan nie nog werkers aanstel nie, en dit verydel die doel van wat hulle wil bereik hiermee. Goed, julle sê in 'n verklaring in elk geval, julle is nie teen transformasie nie, maar dat werkskepping en groei moet daardeur bevorder word.
So eerstens miskien net die punt wat ANC en ander maak, te sê, nee, maar julle is teen transformasie, julle is nog net in die ou denkwyse van apartheid vasgevang en julle beweeg nie saam met ons in die nuwe Suid-Afrika nie. Freek, as jy gaan kyk wat oor die laaste klomp jare gebeur het met betrekking tot werkskepping en ware transformasie. Ons het die syfers van werkskepping in Suid-Afrika nou genoem, ons staan op 42%. Gaan kyk wat gaan in die Weskaap aan, waar die DA regeer, waar ons transformasie reg doen, die herstelling, die redress, doen ons reg. Die Weskaapse werkloosheidssyfer is meer as die helfte minder as die res van die land. Die hoeveelheid middel- en senior vlakbestuurders onder voorheen benadeelde mense is by verre die hoogste in die Weskaap. En die rede daarvoor is baie eenvoudig. Premier Ellen Windey en sy kabinet het in die Weskaap al 'n geruime tyd terug besluit dat hulle wil dit makliker maak vir die privaat sektor om te kan groei. Hulle wil bureaukratiese red tape wil hulle uitsny so ver as moontlik. Hulle wil dit maklik maak vir mense om besighede te kan doen. Hulle wil sekerheid hê dat mense sekuriteit het, dat hulle veilig is, dat hulle elektrisiteit het, dat die paaie reg is. So die ekonomiese omstandighede in die Weskaap het daartoe gelei dat ons by verre beter is met hierdie teikens as enige een van die 8 ander provinsies saam. So die beskuldiging dat ons anti-transformasie is bloot vals. En ons moet onthou dat dit is 'n ding wat die ANC al baie jare vir mense sê. Moenie vir die DA stem nie. Die DA is 'n rassistiese wit party wat apartheid gaan terugbring. Dis van alle waarheid ontbloot en ek dink ons begin dit al hoe meer sien. Die mense daar op straat sien maar hier's DA ministers wat kliphard veg vir die belange van elke Suid-Afrikaner en veral die armes. Hulle sien wat 'n minister Sibiwe Wahube doen by onderwys. Hulle sien wat 'n minister Leon Schreiber doen in binnelandse sake. Ek is op die landbouportefeulje komitee saam met John Steenhuisen. John Steenhuisen het as minister meer werk gedoen vir opkomende boere in hierdie laaste 10 maande as wat daar oor die laaste klompie jare vir opkomende boere gedoen is. So ek dink daardie argument van hulle dra nie meer water in die vreek en hulle sal aanhou probeer om dit te gebruik as 'n argument, maar die harde feite van realiteite wat op die grondvlak aangaan is baie duidelik en dit is dat die DA beslis beter doen met herstellende aksie en met redress, as ek die Engelse woord kan gebruik, as wat die ANC enigstens kan doen. En jy, daai ou sê ding van Einstein, jy kan nie aanhou om dieselfde ding oor en oor te doen en dit dink jy gaan 'n verskillende resultaat kry eendag omdat jy nou maar hoop dit gaan gebeur nie. Dis tyd dat die ANC en die res die departement moet besef dat ons moet die arbeidsaangeleenthede op 'n ander manier aanpak want dit wat hulle oor die laaste 30 jaar gedoen het beslis nie gewerk nie. Mens kan seker dink dat in hierdie tye moet groei sterk wees sodat die ekonomie beleggers kan lok byvoorbeeld en veral hierdie tyd met die tariewe wat gestel is deur die president van Amerika, is dit seker des te meer belangrik dat dit gedoen word. So glo jy dat sulke aksies is moontlik en wat spesifiek stel julle voor? Freek, dit moet gebeur en ons sien dat dit kan gebeur. Die hele kwessie rondom tariewe van Amerika af en die feit dat ons AGOA gaan verloor, dink ek, dit is op die tafel, ons gaan dit verloor, gaan 'n enorme druk plaas op ons uitvoere. Ons uitvoere in die landbousektor, veral sitrus, neute en wynprodukte, en dan ook in ons vervaardigingssektor met betrekking tot motors. Dit gaan vir ons 'n groot probleem daar veroorsaak en ons moet alternatiewe gaan soek daarvoor. In die landboubedryf het John Steenhuisen nou al verskeie ooreenkomste gaan teken met ander lande in die buiteland sodat ons die produkte wat ons nie meer na Amerika toe sal kan uitvoer nie, wel 'n markvoorgang kan hê. En dit is van uiterste belang. Ons moet gaan seker maak dat ons eerstens ons verhouding met Amerika herstel. Ons moet seker maak dat ons dit wat daar gered kan word, kan red. Maar ons moet ook kyk na alternatiewe in ander markte. Met betrekking tot ekonomiese groei, die DA het toe ons in die regering van nasionale eenheid ingegaan het, dit baie duidelik gemaak dat ons 2 primêre take gaan hê en doelstellings gaan hê. En dit is eerstens om ekonomiese groei te bewerkstellig en tweedens om werksgeleenthede te skep.
Sonder daardie twee voorvereistes is alles wat ons doen absoluut nutteloos. As ons nie hierdie ekonomie gaan omdraai nie, ons sit op 0,6% ekonomiese groei, Freek. Ons kan nie so aangaan nie. So ons moet dinge doen om die ekonomie te stimuleer. Ons moet vir 'n slag vir onsself gaan vra, wat is in Suid-Afrika se belang? Is dit byvoorbeeld in Suid-Afrika se belang om noue bande met Iran te hê en as gevolg daarvan dalk dinge soos AGOA te verloor? Nee, dit is beslis nie. Ons het in die verlede ons buitelandse beleid deur die vorige ANC-regerings, dink ek nie het vir ons veel gehelp om ekonomiese groei in hierdie land te kan hê nie. En ons moet daardie dinge omdraai. Ons moet 'n hele mindshift maak oor hoe ons dinge doen en daarom is dit belangrik, Freek, dat die ANC, alhoewel dit vir hom baie moeilik is, moet nou besef dat hy nie meer alleen regeer nie. Ons het dit nou gesien met hierdie hele begroting fiasco, maar mens kan dit niks anders noem nie. Ons gaan, ek dink is die 16de Mei, die derde begroting voorstelling van die minister kry. En uiteindelik, na 'n lang gesoebat, het die minister nou gesê, nou sal ek luister na my adjunkminister, Ashur Saroepen wat van die DA afkom. Nou sal ek luister na die insette van my kollegas in hierdie regering van nasionale eenheid. En dit is wat ons moet bereik. So, dit gaan maar nog met stampe en stote, Freek. Die RNE is nie maklik nie, maar dit is die enigste kans wat ons het om hierdie land te kan red en ons moet dit doen om daardie ekonomiese groei te kan bewerkstellig. Ons het gesien toe die RNE gevestig is, hoe die markte onmiddellik positief reageer het. En dan het ons ook elke keer gesien as daar 'n bietjie turbulensie kom en die vliegtuig van die RNE so 'n bietjie skud, dan raak die markte bang. En daardie goeders gaan 'n ewige ripple effek op almal van ons hê en ons moet kliphard werk om dit te kan red. Wat reken julle moet nou gebeur of wat gaan gebeur? Die hof het gister al die kante aangehoor en regter Collins het uitspraak voorbehou. Hierdie saak was nie op 'n dringende basis gebring nie, so daar's nie iets wat haar loop om nou in die volgende week dringend uitspraak te lewer nie. Sy gaan nou op haar tyd die dinge beoordeel en sal sy 'n uitspraak lewer. Ek is vol vertroue dat sy gaan met ons saamstem, eerstens dat hierdie raskwotas is en nie teikens is nie, en dat dit te veel magte vir die minister gee. Ons hofaansoek het egter ook op 'n tweede been berus, wat dalk 'n meer tegniese been is. Wanneer wetgewing ingestel word, of die proses begin word, is daar hulle noem dit die tagging committee. Nou, ek het nou regtig nou nie Afrikaans, kom ons noem dit nou maar die etiketeringskomitee, wat besluit watter roete moet hierdie wet stap. Nou, wette kan artikel 75 wette of artikel 76 wette wees. 'n Artikel 76 wet is enige wet wat 'n invloed het op die verskillende provinsies. En die prosesse wat daardie wette loop is anders. Artikel 75 het nie noodwendige effek op provinsies nie, maar eerder 'n nasionale effek. Dit is baie duidelik dat hierdie betrokke wet die provinsies gaan raak. Provinsies dryf handel met mense in daardie provinsie. Indien jy nie aan jou teikens wat deur die minister gestel word voldoen nie, mag jy ook nie met die staat handel dryf nie. Met ander woorde, in hierdie geval met die provinsies. So dit raak daar reeds die provinsies. Tweedens raak dit die ekonomiese omstandighede in 'n provinsie. Nou hierdie wet is via die artikel 75 pad gestap, waar dit in die Nasionale Raad van Provinsies nie deur die provinsies nie, maar deur individuele stemme goedgekeur word. En indien die Nasionale Raad van Provinsies dit onder hierdie wet of artikel 75 nie sou goedkeur nie, sou dit teruggaan na die nasionale vergadering toe waar dit met 'n blote meerderheid deurgestem kon word. Terwyl indien dit op die regte manier 'n artikel 76 proses was, dan sou provinsies in die Nasionale Raad van Provinsies per provinsie hiervoor gestem het. En indien die provinsies teen dit sou stem, met ander woorde 5 provinsies teen dit sou stem, dan word dit weer terugverwys na die nasionale vergadering toe, maar dan moet die nasionale vergadering daardie wet deurvoer met 'n 2/3 meerderheid. So dit is daar om provinsies se magte te kan beskerm. Hierdie proses is op die verkeerde manier gedoen en dit is ook een van die dinge. So bietjie meer aan die tegniese kant. Ek dink ons gaan ook daar gelyk kry. Dis goed om nie net op een ding staat te maak nie. Ek dink ons prokureurs wat hierdie ding hanteer het was uiters skitterend geweest in hoe hulle die ding benader het. So daar's verskillende maniere.
ek dink watter kant toe ook al vreek, is hierdie ding van so aard dat wie ook al nie gelukkig gaan wees met die uitspraak nie, heel moontlik sal appel aanteken, en ek dink hierdie ding sal die pad deurstap tot by die grondwetlike hof eendag, totdat ons daar uitspraak gekry het. Ek wil nou praat oor die regering van nasionale eenheid, maar kom ons handel net hier een puntjie af, en dit lyk vir my daar soos aandrang dat daar moet openbare deelname wees, want daar was nie gewees nie, is dit so? Met betrekking tot hierdie wet was daar nie, wat ons aanbetref, genoegsame openbare deelname nie, en nou kry jy dit ook dat openbare deelname is met betrekking tot die inwerkingstelling van die wet daar, maar nou moet die minister gaan en sy moet regulasies vir elke area en elke bedryf gaan skryf. En daar was beslis nie genoegsame konsultasie gewees nie. Die vraag wat meneer Michael Bagram, hy is een van my kollegas, hy is die DA se woordvoerder op arbeid, die vraag wat hy vir haar gevra het is, waar kry jy hierdie teikens wat jy nou in die regulasies gesit het? Hoe het jy daarop afgekom? Vreek, daar is absoluut geen wetenskaplike manier hoe sy daarby uitgekom het nie. Sy antwoord was, maar dit lyk soos 'n duimsuig ding wat jy hier gedoen het. En dit is omdat daar nie voldoende konsulteer is nie. Maar dan weer eens, selfs al is daar voldoende konsulteer. Kom ons gestel die minister het nou met almal gepraat en almal sê vir haar, jy moet A doen. Het sy steeds die reg om hulle te ignoreer en 'n B-plan te implementeer. En dit bring mens terug na die aanvanklike vraag toe met betrekking tot 'n oorskryding van magte wat aan die minister toegeken word. Ons praat baie in Suid-Afrika van publieke deelname, maar so min sien ons dat die publiek se insaag wel na geluister word. Ons het dit gesien met die Bela-wet, waar daar by verre meer mense in die verskillende provinsies tydens publieke deelname hulle uitgespreek het teen Bella, is dit net dood eenvoudig deurgevoer. So ja, dis 'n publieke deelname is 'n ding waar ons nog baie moet aan werk en skaaf in Suid-Afrika. En het lyk vir my daar sal geskaaf moet word aan hierdie maatreëls ook om in te pas by die regering van nasionale eenheid, want dit lyk snaaks as ministers van dieselfde kabinet teen mekaar uit verskillende partye uitkom, en dan moet dit noodwendig die verhoudinge versuur, is dit nie? Vreek, ja, daar sal moet geskaaf word. Ek het die ander aand op 'n onderhoud gesê dat ons moet meer met mekaar kommunikeer en praat. En dit het ons van die DA se kant af versoek. Ons het binne in die regering van nasionale eenheid het ons wat die president genoem het die clearinghouse mechanism, 'n geskilbeslegtigingsmeganisme. Dit staan onder die leiding van adjunkt president Paul Mashatile. Daardie clearinghouse mechanism is so oneffektief dat dit eintlik maar nie regtig bestaan nie. Ek weet nie of dit is omdat daar nie regtig die wil is om dinge uit te sorteer nie, maar ons probeer van ons kant af om dit op 'n alternatiewe manier te hanteer, waar ons gesprekke aanvra. Helen Zille as ons voorsitter van ons federale raad het al verskeie vergaderings aangevra en gehad met haar eweknie in die ANC vir Kili en Balula. Daar was verskeie vergaderings wat gemaak is wat uitgestel is op die nippertjie of waar meneer Mbalula meer as 'n uur laat kom en Helen maar op haar tande byt, want ons weet ons moet gesprekke voer. Daar is 'n goeie verhouding tussen president Ramaphosa en die DA se leier John Steenhuisen. Wanneer hulle met mekaar praat, is dit gesprekke wat respekvol en gemoedelik plaasvind. Maar vreek, ek dink dit is vir die ANC baie moeilik. Vir 30 jaar het hy nie nodig gehad om vrae te vra aan enige iemand nie. Hy het gedoen wat hy wou doen. En nou moet hy daardie konsultasieproses deurgaan. Ek dink hierdie hele kwessie met BTW het vir ons gewys dat dit is nodig, en ek dink die ANC het hopelik daaruit ook raak gesien dat dit moet gebeur. Jy gaan van tyd tot tyd dit hê dat ons mekaar dalk in 'n hof gaan aanvat, maar ek het dit ook nou die dag so beskryf en ek wil dit graag hier ook weer doen. Hierdie regering bestaan uit 3 fasette. Dis nou wel 'n regering van nasionale eenheid, maar jy het jou uitvoerende regeringsmag, jy het jou wetgewende regeringsmag, en dan het jy ook jou regsprekende regeringsmag, en daar's 'n skeiding van magte tussen die 3, maar dit vorm saam deel van die regering. So wanneer 'n party hom wend tot die hof, beteken dit nie hy gaan buite die regering om nie. Dis deel van die meganismes, dis 'n veiligheidsnet wat ons beskikbaar het, en ons sal dit gebruik. Weereens met betrekking tot hierdie hofsaak, dit kom nou al lank voor die RNE kom dit aan.
Maar byvoorbeeld met die onteieningswet het die DA hof toe gegaan. Dit is ook 'n wet wat in die vorige parlement goedgekeur is, maar wat die president nou geteken het. Ons is geïgnoreer met betrekking tot die voorstelle wat ons daar gemaak het. So dan gaan jy op 'n punt kom wat jy die howe nader. Ons moet maar net hoop en ek vertrou dat dit wel so gaan gebeur, Freek, is dat soos wat die tyd aanstap en ons beter met mekaar kommunikeer en almal meer gewoond raak aan die feit dat hierdie is nou 'n koalisieregering waar ons moet saam regeer, gaan aksies soos hierdie baie minder raak. Maar dit is duidelik daar is ideologiese verskille binne die kabinet. En dit kan tog bitterlik moeilik wees om daardie mense van verskillende ideologiese standpunte met mekaar te gesels. Want jy kan nie net praktiese reëlings doen en sê ag wel kyk ons moet meer openbare in die openbaar meer betrokke wees. Dit is so, maar ideologies hoe gaan julle by mekaar uitkom? Freek, jy staan nie spyker op die kop, daar is ideologiese verskille. En hierdie regering van nasionale eenheid, glo my, is nie maklik om in die gang te hou elke dag nie. Dit verg moeite. Dis soos 'n huwelik waar daar groot probleme is, jong, waar die man en die vrou in verskillende kerke is, kan ek maar sê. Daar moet hard gewerk word hieraan. Van die DA se kant af is ons absoluut toegewyd tot die regering van nasionale eenheid. Ons wil dit maak werk. Ons sien die werk wat ons ministers daar doen. Hoop ek is 'n voorbeeld vir ander ministers vir wat hulle moet doen. Maar om terug te kom na die ideologiese stryd wat ons daar het met mekaar, soos wat jy praat van die ideologie. Weer eens kom dit neer op kommunikasie. Ons mag verskil oor dinge, maar die oomblik as ons in hierdie regering van nasionale eenheid gaan besef dat nie een party het 'n volstrekte meerderheid gekry nie. Almal is minderheidspartye. En nie een party kan ten alle tye sy sin kry met alles nie. Ons aanvaar dit. Die DA is 'n 22% party. Ons kan nie in alles ons sin kry nie. Ons weet ons moet die gee en neem ding toepas. Die ANC sluk nog swaar aan daai ding, Freek, maar hulle kom daar. Ons het dit gesien met PTW. Ons sien dit met ander kleiner dinge wat nie noodwendig die hoofstroom media vang nie. Ons het dit gesien met die besluit wat geneem is in die mediumtermyn begrotingsraamwerk rondom NHI, die gesondheidsversekering, waar daar gesê is dat daar sal nie stappe geneem word om privaat mediese fondse te beïnvloed nie, en dat daar in elk geval nie geld oor die mediumtermyn daarvoor is nie. So daar's baie dinge waar ons mekaar wel vind. Die kere wat ons mekaar nie vind nie, word dit in die media aan die groot klok opgehang, en ek dink ons het almal nou vir 3 maande lank hierdie BTW ding ervaar en beleef, en nou ja, as ons deur daai BTW en begroting ding kom Freek, dan dink ek is ons in staat om deur die ander dinge ook te kom. Uitdagend, ja, dat dit gaan koelkop en volwasse mense in die vertrek vereis om dit reg te kry, beslis, en dat ons gaan moet leer om mekaar se ideologie, alhoewel nie noodwendig daarmee saamstem nie, maar dat jy dit moet respekteer. Gaan dit ook 'n groot stap wees in die regte rigting. Maar dit is duidelik daar is ideologiese verskille tussen julle en die ANC. So dit is waarskynlik maar 'n moeilike ding om wanneer daar sulke verskille is, werklik by mekaar uit te kom en saam te stem oor dinge. Absoluut, Freek, en dit is baie waar wat jy sê, die ANC bestaan beslis uit 2 faksies. En die loopgrawe word getrek. Jy het die Ramaphosa gedeelte en jy het die Mashatile gedeelte. Mashatile, die adjunkpresident, het dit baie duidelik gemaak dat hy sal 'n regering van eenheid verkies met die EFF en met MK. Met ander woorde, die radikales, hulle noem hulle self die progressiewe caucus. Daar's absoluut niks progressief aan wat hulle doen nie, maar Mashatile het dit duidelik gestel. Terwyl ons weet dat president Ramaphosa verkies om die regering van nasionale eenheid in sy huidige formaat te behou. En die verskille binne in die ANC in oploop na 'n leiersverkiesing toe, waar daar beslis 'n nuwe leier verkies gaan word, want president Ramaphosa kan nie nog 'n termyn as president van die land staan nie. Ek dink die loopgrawe is getrek daar in die ANC. Die manne weet hier gaan 'n nuwe chief kom en almal steek hulle hande op vir wat daar kan gebeur. Wel, so net ten slotte, is jy dan redelik positief ingestel oor wat moontlik kan gebeur? Freek,
ek dink na wat ons hier gesien het met hierdie hele begrotingsding en die feit dat ons hier kon deurkom. Ek is ongelooflik positief. Ek is van nature 'n positiewe mens, maar mens het objektiwiteit in jou positiwiteit. Ek dink ons is op die regte pad. Ek dink ek is nou 53 jaar oud. Ek dink nie ek gaan in my leeftyd dit ervaar dat ons weer 'n party gaan hê wat Suid-Afrika alleen gaan regeer. Suid-Afrika is op die pad van koalisiepolitiek. Ons moet groei daarin. Ons is in ons doekefase wat hierdie koalisiepolitiek aanbetref. En ek dink soos wat die tyd gaan aanstap en ons gaan leer kruip en loop en naderhand hardloop in hierdie koalisiepolitiek, gaan daardie ideologiese dinge gaan daar wees, maar ek dink die brug tussen daardie verskillende ideologieë gaan ook gebou kan word en ons gaan dinge kan makliker hanteer. Ek persoonlik dink dat die ANC is besig om steun te verloor. As mens kyk na die meningspeilings wat die laaste ruk uitgekom het, die Instituut vir Rasseverhoudinge het vir die eerste keer die DA bo die ANC geplaas wat steun aan betref. Maar ek dink nie mens te veel daaraan steur nie. Dis 'n foto in tyd en dinge kan verander. Maar een ding is verseker, Freek, en dit is dat ons sal in 'n volgende verkiesing in 2029, die DA staan 'n kans om so 'n verkiesing te wen. Maar ons sal beslis 'n baie meer gebalanseerde regering van nasionale eenheid hê. Die ANC het die vorige verkiesing op 39% ingekom. Ek dink hy gaan daal na 30, selfs onder 30%. En ek dink die DA het die potensiaal, en ons het dit reeds gesien in die peilings, om te groei van 'n 22 na 'n 30%. So ek dink dit kan 'n baie kop-aan-kop stryd wees, maar wanneer die stryd verby is, dan moet 'n regering gevorm word. En dan dink ek gaan ons 'n regering gevorm hê wat 'n baie meer gebalanseerde regering is. En ek dink dit is wat ons land moet hê en wat ons land nodig het. So ek is baie positief, Freek. Ek het so ruk terug oupa geword en ek sien mooi dinge vir my kleinseun in hierdie land en ons gaan hard beklei om hierdie land vir al ons mense mooi te maak. Baie dankie Willie, voorspoed, goed gaan. Baie dankie Freek, dit is my groot voorreg om met jou te kon gesels. Alles wat die beste daar vir jou. Met plesier, baie dankie.